Nou, liewe broer en suster, ek wil vanmôre die reeks oor die Heilige Gees vir 'n oomblik onderbreek en met u praat oor 'n feestyd wat ons nou pas of 'n geleentheid, nee, ek wil dit nie 'n feestyd noem nie, 'n geleentheid wat die wêreld vier, so bietjie met u deel en so bietjie met u praat oor die gedagte van Halloween. Jy hoor baie keer mense baie luk raak oor hierdie dag praat. En ek weet vanmôre dat hier dalk twee gehore gaan wees wat vanmôre 'n opinie gaan vorm. Ek wil nie vanmôre probeer om jou te oortuig nie. Ek wil nie probeer om 'n opinie in jou keelgat af te druk nie. Maar ek wil tog hê dat u vanmôre sal luister en so bietjie sal ag gee op die manier hoe die wêreld dinge aanbied. En ons baie maklik dit as onskuldig kan aanvaar. En dis sal een van die gehore vanmôre sê, ag, moet nou nie weer 'n groot ding maak van iets kleins nie. Ek wil weer sê, ek wil nie vanmôre jou probeer oortuig of vir jou sê dat jy van die duiwel is as jy nou die 31ste Oktober Halloween gevier het nie. Ek wil hê jy moet vanmôre jou Bybel voor jou oopmaak. Ek gaan een teksvers lees. En ek wil hê dat jy baie mooi na hierdie gedeelte of hierdie teksvers lees. En dan gaan ons dit gebruik om dit wat die Here op my hart gelê het met jou te deel. Blaai asseblief na Jesaja hoofstuk 5 vers 20. Die konteks van die boek Jesaja, as jy onthou toe ons oor die eerste gedeelte van Jesaja gepraat het, die konteks handel oor 'n tydperk in die volk se geskiedenis waar die volk op die randjie staan om weggevoer te word na Babel as gevolg van hulle hardnekkige sondes. En een van die redes vir hierdie wegvoering is dat die volk in daardie tyd die gebruike van die heidene aanvaar het as normaal. En Jesaja juis vir die volk sê dat julle gaan weggevoer word omdat julle dit wat God vir julle gegee het om anders te wees, verruil het vir heidense gebruike. En dat hierdie gebruik julle van God af weggevoer het. En dat julle 'n ander stel reëls begin kies het as my reëls. Die ou vertaling van Jesaja 20 vers 25 sê, wee hom wat goed sleg noem en sleg goed. Wee hom wat duisternis lig noem en lig en duisternis lig. In die nuwe vertaling voor jou skoot of op jou skoot herhaal ek en ek dink ek quoteer hom reg as hy sê, daar wag ellende vir die wat goed reg noem, of ja, reg verkeerd noem en verkeerd reg noem. Vir hom wat lig duisternis maak en vir hom wat duisternis lig maak. As ons na hierdie prentjie op die skerm kyk, dan wil ek amper vir jou sê, kan ek nie 'n ander opmerking maak as om te dink dat hier iets aan die gang is wat nie reg lyk nie.
Maar nou weer aan die ander kant, ek het al prentjies gesien van baie mooi diertjies en mooi toneeltjies, waar die wêreld baie subtiel 'n perd met 'n eenhoring tussenin sit. En ons kinders gewoond maak om hierdie onnatuurlike goed natuurlik te lees. Ek wil nie oor die unicorn praat vanmôre nie, maar u weet dat die horing in die middel van die kop is 'n tipe van die verligte oog van die vrymesselaars en die Illuminati. Maar dit daar gelaat. Halloween is 'n feestyd wat die meeste mense die 31ste Oktober vier. En wil ek vir jou vanmôre met jou praat oor Halloween en die kind van God. En jou perspektief gee oor waarom dit gevaarlik is om jou en jou kinders met hierdie tipe goed besig te hou. Die vraag word nooit gevra nie. Waarom Halloween? Die vraag is, hoe kan 'n kind van God, en ek spesifiseer baie duidelik om nie net te sê hoe kan 'n Christen Halloween vier nie. Wanneer ek in die Bybel lees dat God se woord sulke tipe feeste, ek sê nie, hoor wat ek sê, daar's nêrens in die Bybel wat sê Halloween is boos, Halloween is sonde. En nou gaan jy ouens skryf as dit staan in die Bybel. Wat hierdie tipe feeste vier en God dit verbied nie. Dis belangrik om te onderskei in my inleiding oor die verskil tussen 'n kind van God en 'n Christen. Want daar's baie Christene wat hulle self Christene noem, maar niks te doen wil hê met die Christus van die Bybel nie. Kultusse soos die Jehovah Getuies, die Adventiste, selfs die Romeinse kerk, word as Christen gelowe getel. Bloot as gevolg van die feit dat hulle ons gewone Bybel gebruik, of 'n weergawe daarvan gebruik, as 'n riglyn. Maar dat daar baie verskille is, maar dat hulle as Christene geken word. Ons gaan nou daarby kom, maar ek wil dit hier net in konteks sit, dis vreemd, en ek weet nie wie van u dit geweet nie, dat die 31ste Oktober in die gereformeerde kerk gesien word of geherdenk word as, wat? Hervormingssondag. En ek gaan nou meer hieroor sê, en nou is my vraag, waarom Halloween op 31 Oktober? Terwyl ons iets anders het, en nou, ek sê weer, dis nou nie 'n kwessie van, as jy nou die hervormingsdag vier, dan is jy nou in die lig, en as jy die Halloween vier, is jy in die duisternis. Maar my vraag bly, hoekom die koneksie? Jy hoor so maklik mense sê dat in ons NG Kerk of in ons gemeenskap is daar Katolieke, Rooms-Katolieke mense wat baie gemaklik is met die prediking wat ons in die gereformeerde kerke hoor. Dan vra vir my die vraag, wat preek jy as 'n Rooms-Katolieke persoon wat nie glo in die godheid van die Here Jesus, wat glo dat jy deur Maria aan die hemel kan kom en 'n middelaar het, dat jy glo dat die paus jou sondes vergewe, dat hulle gaan gemaklik wees in 'n prediking waar jy moet preek, Jesus is die middelaar, Jesus is die verlosser, Jesus is God. En dan is ons so maklik, en ek sê weer, ek sê nou nie al die Rooms-Katolieke is duiwels nie. Ek sê maar ons moet versigtig wees dat ons konnekteer aan mense wat nie ons mense is nie. Want hulle is nie deel van die liggaam van Christus nie.
Kind van God is iemand wat die evangelie van Paulus in 1 Korintiërs 15 glo, aanvaar en die persoonlike uitnodiging van God aanneem dat hy vir jou gesterf het, dat hy begrawe is, dat hy opgestaan het en dat hy 'n geleentheid soek om met jou in 'n verhouding te tree. Dis die evangelie. Die oomblik as jy dit aanvaar, jy volgens 1 Korintiërs 12 vers 13 gedoop word in die liggaam van Christus en jy deel word van Christus se liggaam met hom as hoof. Kom ons kom terug by die vraag. Waarom jy jou aan Halloween verbind en dit vier as die skrif sê daar gevaar is? Wat is Halloween? Halloween is 'n jaarlikse viering wat op 31 Oktober gevier word, wat aktiwiteite soos die dra van snaakse kostuums, die sogenaamde trick and treat, of die uitkerf van die jack-o'-lanterns, die pampoene wat uitgekerf word en die kers wat binne in daardie uitgekerfde pampoen gesit word. En dan ook die bywoning van 'n klomp partytjies en feestydde. Halloween het sy wortels in die antieke Keltiese fees van Samhain en die Christelike viering van die allerheiligste aand, maar word grootliks vandag as 'n sekulêre vakansiedag op gefokus om prettige, spookagtige temas in ons gemeenskappe te propageer. 'n Keltiese gewoonte waar kersse en wierook en allerlei snaakse goed gebrand is om bose geeste af te weer. Die tradisie en die aktiwiteite van hierdie trick or treat waar jy nou gaan en gaan sweeties by jou bure gaan bedel, moet jy 'n kostuum aantrek en dan moet jy gaan lekkers vra. Nou, daar's niks meer fout nie. As ons na die handeling kyk. Maar weet jy dat daar mense is wat daarop uit is om vir jou kind iets te gee wat hom kan seermaak? En die blootstelling aan hierdie bose goed, of hierdie sogenaamde snaakse goed, wat jy vir jou kind 'n kans gee om betrokke te raak en deure oop te maak vir bose goed wat hy nie verstaan nie. Die aantrek van kostuums is, mense dra 'n wye verskeidenheid kostuums van tradisionele spookagtige figure soos spooke en hekse en sommige fiktiewe karakters. Ek is nie een van die anti-liewe heksie ouens nie. Maar my vraag bly, hoe kan 'n heks lief wees? Sien jy hoe moet ons, en ek sê nie moet nou liewe heksie gaan verbrand. Ek sê net ons moet leer en ons moet raak sien dat 'n heks kan nie lief wees nie. Maar ons wil hierdie karakter vir ons kinders gee dat hulle gewoond raak aan, gemaklik raak met hekse. Wat is mos 'n liewe heks? En as ek onthou nog die storie wat ek onthou het, sy was 'n dom heks ook. So onmiddellik word ons gewoond gemaak aan hierdie ding van, ag, dit is nie so bad om 'n heks te hê. En dis die agtergrond. Wanneer hulle hierdie pampoene sny wat hulle noem die jack-o'-lanterns, word dit uitgekerf, gesigte en kersse aangesteek, is 'n tradisie wat ontstaan het uit hierdie Keltiese praktyk wat rape uitgehol het om bose geeste mee af te weer. En nou gee ons dit vir ons kinders en ons sê, ag, sit die kers in die pampoen en dis 'n cool prentjie by jou voordeur. Maar ons besef nie wat die agtergrond is.
En wat ek vir die wêreld sê, en die hulle noem die portal, wat ek vir die bose oopmaak, om vir hom te sê, hier is 'n gewillige huis, wat vir jou toelating gee. Hy gaan nie daai kans mis nie. Die duiwel wag vir 'n skreefie van 'n deur. En dis die gevaar as jy hoor mense sê, met hierdie verskillende danse van yoga en al hierdie goeters en al hierdie oosterse goed, dat jy moet jou net oopmaak. Jy sit daar met jou kruisbene en jou kruisarms en jy maak jouself oop, dat hulle sê God met jou praat. Maar eintlik maak jy oop vir enigiets. Want die bose is in dieselfde realm as die gees en die manier hoe God deur sy gees met ons praat. En nou as ek die stem nie ken nie, gaan ek enige gees as die gees van God hoor en aanvaar. Ons het nou nog gepraat oor dat Halloween saam met die Christelike fees, die antieke fees van die Christene, wat All Saints Day is, op dieselfde dag gevier word. En die vraag is, wat is Allerheilige Dag? Of die All Saints Day? Dis 'n aand voor die Allerheiligste Dag, wat die 1 November is. Was 'n Christelike fees van 1 November, waar daar aan al die heiliges eer betoon is. Dit het gebeur op 1 November. En die Allerheilige aand was die aand voor dit, waar die mense van die tyd hulle voorberei het met vas en met gebed, om gereed te wees om dan nou eer te bring aan die heiliges. En nou wil ek jou herinner aan hoe lyk 'n Rooms-Katolieke kerk in die binnekant. Maar dit was die kerk wat sy gesag gehad het in daai tyd. Dit was die staatskerk. Dit is vol beelde van Maria en van Petrus en van Jakobus en van al die apostels. En die fokus is om hierdie heiliges te eer. Maar om die heilige van die heiliges nie in te tel. Dit staan ook later toe bekend as Halloween en dis 'n viering op die 31ste. Dit begin by 'n 3-daagse fees genaamd die All Hallow Tide, wat ook die Allerheiligste Dag genoem word en ook die Allerheiligste Dag wat op 2 November ook gedeel word. So anderswoorde oor 3 dae het hulle hierdie fees gevier waar hulle op die eerste dag aan die heiliges gedink het en die volgende dag aan al die gestorwenes gedink het. En onmiddellik is daar iets weird. Van die Bybel is duidelik dat ons nie vir die dooies kan bid nie. En ons nie aan die dooies wat gesterf het enige fokus of aanbidding kon gee nie. Die term vir heilige dag beteken iets besonders, 'n tradisionele waak, waar hulle self voorberei het om aan die heiliges te dink. Die godsdienstige viering van Allerheiligste aand was oorspronklik 'n waak vir die fees van die Allerheiliges wat toe begin het. Dis die aand voor die feesdag van die Allerheiligste, ook die Allerheiligste genoem, wat gedink word aan talle heiliges wat in die hemel is. En miskien dalk net so iets wat ons so maklik gebruik. Jy hoor mos die ouens sê, ek kyk nou weer gisterand, die rugby spelers, as hulle nou 'n 3 druk, dan het hy nou hierdie. En dan sê hy as jy hom vra, dit is vir sy pa. Want sy pa het sou nie gesien het as hy nou 'n springbok is, jy nou
kyk sy pa van bo af en sy pa is nou so tjaf nou op en gelukkig omdat hy nou as springbok is en 'n 3 gedruk het. Die mense in die hemel het geen begeerte oor wat ek en jy op die aarde doen nie. Die mense in die doodryk het geen behoefte oor dit wat hulle dalk kan kry nie, want dit is verby. As jy Lukas 16 lees, dan sê die ryk man in die doodryk, stuur net asseblief vir Lazarus, dat hy vir my water bring en my broers waarsku, want hulle moenie in die plek kom waar ek is nie. Hulle het geen verbintenis en geen begeerte om met die aarde nie. Nou is hierdie dag 'n Christelike dag, maar ons moet die heiliges in die hemel vier. Die periode sluit af met hierdie allerheiligste dag wat die oorledenes vereer. Sy naam is dan die samevoeging van Halloween en dan hierdie allerheiligste dag wat dan nou genoem word as die All Saints Day. Dis 'n moderne vakansiedag. Die naam en die datum word nou geassosieer met moderne sekulêre viering van Halloween. Ek het nou genoem oor Hervormingsdag en is interessant hierdie samevoeging. Dat dieselfde dag, 31 Oktober, vier ons tradisioneel Hervormingsdag. Nou wat was Hervormingsdag? Hervormingsdag is die dag in 1517 toe Martin Luther sy 95 stellings van protes teen die Romeinse kerk en die aflaatstelsel teen die kerkdeur van Wittenberg in Duitsland gaan vasslaat het. En hy het in opstand gekom teen die Romeinse kerk. En die begin was van die reformatie, die terugkeer na God toe. Hierdie is een van die grootste feesdae in gereformeerde kringe, aangesien Luther en Calvin en Zwingli en ander destyds die kerk wou terugbring onder die tema sola scriptura, wat sê in Latyns die skrif en die skrif alleen. En Luther het weggedraai van die Romeinse kerk en hy het begin met 'n verandering om mense die gevaar van die Romeinse kerk te wys. Wanneer jy met ex-sataniste praat, en ek het in hierdie week so bietjie gaan luister en gaan kyk na uittreksels van ex-sataniste wat oor die gevaar van rituele praat, is hulle almal bekommerd dat Christen gelowiges hierdie dag van Halloween vier en nie besef wat die impak en die doel daar agter is. Kyk maar net na die kleredrag en die kleure wat gebruik word en dadelik sal jy 'n rot ruik. Ek het vir jou die prentjie in die begin gewys. Die swart en die oranje en al daardie snaakse goed wat eintlik nie by mekaar pas nie. En dit sê sataniste of ex-sataniste dan is die aantrekking, die swart met die helder kleur. Nou ek is nou vanmôre so half in twee geskeer want my rugbyspan het oranje kleure. Nou sê ek nie oranje is nou duiwel nie. Ek sê net ek raak baie keer bekommerd dat ons so maklik hierdie goed net kan aanvaar en die gevaar daarvan mis. Sataniste is dit eens dat hierdie dag, Halloween, 'n kultiese dag is, waar daar 'n sogenaamde, hulle noem dit 'n portal, 'n geleentheid of 'n gat geskep word in die geesteswêreld, waar die bose toegang kry en deurgang kan kry om
met mense te werk. Nou is my vraag, hoekom Halloween 31 Oktober? As sataniste sê, dis die geleentheid wat hulle voorbid, dat die bose kan deurbreek en hulle mag in die wêreld kom uitoefen. 'n Spesifieke dag waar sataniste voorbid. Hulle is dit eens dat sekere gebruike soos kersse wat gebrand word en wierook wat aangesteek word en kleredrag, gebruike is wat die bose se aandag trek. Want hulle sê dat die bose se aandag getrek word deur dit wat hulle sien en wat hulle ruik en wat hulle beleef as gees. En nou is dit nie vreemd dat ons nou hierdie fancy ligte brand in hierdie kerse wat soos drake lyk en ons brand wierook en dit gaan gepaard met 'n klomp, ek wil nie 'n klomp tyd mors nie, selfs liede wat hulle sing in chants met 'n spesifieke ritme, wat ons 'n 4 ritme lied het of 'n 3 ritme lied het, wat hulle die ritme net verander om die fokus te bring op die eerste en die derde, op die tweede en die vierde of op die derde, en dit heeltemal die gees van die lied verander. Gaan kyk bietjie na 'n video, ek sal hom probeer plaas van iemand wat praat oor die liedjie van Jesus Loves Me, This I Know, waar hy net die verskillende ritmes gee en sê hoe die sataniste ook hierdie ritmes gebruik. En hy die baie bekende Bybelse liedjie gebruik en sê hoe maklik hulle die ritmes te verander jou met jou kop kan smokkel en die dinklop kan neutraliseer om dinge net te aanvaar. En dis hoekom daar sulke chants gesing en uitgespreek word. Juist by hierdie geleenthede. Dis ook die dag dat satanisme en satanistiese gemeenskappe bloedoffers bring. Ons weet hier aan die einde van Oktober dan raak kinders weg. En dis juis waar hulle gekies word om geoffer te word. Juis op hierdie aand van 31 Oktober, Halloween. Die kombinasie van hierdie feesdae tussen die hervormingsdag en Halloween is vir my baie interessant, en ook die feit dat daar vir die heiliges in die hemel ingetree word en ook vir die dooies in die grafte gebid word. En dit maak dat die feestyd baie toevallig is. Dat dit wat die kerk moet aan vashou, die terugkeer uit die verval van die Romeinse kerk. Nie dat hervormingsdag my nou die hemel bring, maar dat juist dat dit daardie dag was waar God iemand aangeroep het om terug te draai. Dat die duiwel daai selfde dag gebruik om toegang te kry. Ek sien dit is so nie, ek vra die vraag. Ek weet nie of jy gesien het dat in die groot kerk in Kaapstad op die 26ste Oktober waar hulle 'n gesamentlike hervormingsgeleentheid in Kaapstad gevier het hulle die kerk, die NG Kerk, die groot kerk oopgemaak en almal, elke geloofsoortuiging kom daarin kom. En saam met hulle hierdie hervorming herdenk en dit gebring dat hervorming ook moet wees dat ons moet meer waarde, meer tyd maak vir mekaar. Want die moslim en die Christen en die boeddhis aanbid God op dieselfde manier, dis dieselfde God, dis nie verskillende paadjies. En hierdie hervormingsdag is gebruik om te sê, maar ons wil julle almal intrek dat Suid-Afrika het nodig om te hervorm. En weet julle wie preek op die kansel van die groot kerk in Kaapstad? 'n moslim imam. Op die agtergrond is daar 'n Palestynse vlag. 'n rooi, swart en groen met 'n wit gordyn. En raai wat is voor die vlag? 'n kruis. En so wil ons hierdie boosheid
kans gee dat die duiwel dit by ons steel en hervorming mismaak en verkrag, dat ons nou ander gelowe ook moet aanvaar. Behalwe vir die okkultiese verbintenis, buiten Bybelse teksvers wat ek vir jou gaan noem, is daar baie ander redes wat Halloween boos en gevaarlik maak. Sommige beskou, en ek haal aan, die viering van Halloween as 'n problematiese probleem as gevolg van die assosiasie met die duisternis, met boosheid en dood, met sy oorsprong in heidense rituele. Ander maak beswaar weens die kommer, en ek lees dit verbatim, oor die kommersiëling van geweld, die skrikwekkende beelde en die potensiaal vir onveilige aktiwiteite soos vandalisme, dwelmgebruik en dronkenskap. Godsdienstige oortuigings, veral sommige konservatiewes binne die Christendom en Islam selfs, lei tot besware gebaseer op die vakansiedag se tema en sy oorsprong. Selfs mense buite die kinders van God sê dis nie die pad om te loop nie. Die godsdienstige bekommernis volgens hulle is die assosiasie met duisternis en boosheid. Sommige kritici van Halloween sê dat die temas van dood, spooke, demone, hekse is strydig met godsdienstige leringe, wat die viering van lig, geloof en lewe moet aanmoedig. Is Halloween besig om dood en demone en heksery en spooke aan te hits? Sy heidense oorsprong is 'n probleem. Die vakansiedag het sy oorsprong in hierdie antieke Keltiese feestyd, wat 'n tyd was wat met vrees en bonatuurlike gebeure geassosieer word. Wat sommige laat glo dat dit 'n heidense praktyk is. Dis wat mense sê. Afgoderry en aanbidding. Sommige interpretasies glo dat die deelname aan Halloween 'n vorm is van die gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis en in stryd is met godsdienstige beginsels. Selfs Islam spreek hulle uit teen Halloween. Sommige islamitiese geleerdes beskou hierdie as haram of verbode, as gevolg van die oorsprong en die assosiasie met praktyke wat vir hulle nie gepas is nie. Ons hoef nie Islam te volg daar nie. Ons kan maar net nou na die Bybel kyk. Jy moet altyd onthou dat die duiwel 'n tweeledige plan het. Hy het altyd vir alles twee weergawes. Die naakte waarheid en die verbloeming van sy plan. Onthou julle hoe hy vir Eva mislei? Deur vir haar te sê, toe sy sê, God het gesê, ons mag nie van die boom eet nie. Toe sê hy vir Eva, maar dis nie die waarheid. God was net bang dat jy soos hy gaan wees. Maar hy sê nie vir Eva, dat jy deur hierdie vrugte eet, jy in rebellie met God se standaard kom, en dat jy saam met jou man die hele wêreld in ellende gaan dompel. Dat my doel, sê die duiwel nie, dat ek wil jou vernietig nie. Hy sê, ek wil jou eintlik verhoog. Eet van die vrug, want dan kan jy soos God wees. Hy wil nie hê dat jy moet soos hy wees nie, daarom het hy jou verbied. So sien jy die naakte waarheid, sy plan is om jou te vernietig, maar hy sê vir jou, dis eintlik jou mense, dat jy van hierdie boom moet eet. Dit is baie duidelik, en ek wil nie veel hieroor sê nie, dat in vrymetselary en in die Illuminati, dat twee boodskappe in hulle praktyke altyd gebied word. Ons dra tradisioneel, want dis 'n oudtydse modegier, en ek doen dit vanmôre ook. Ons is geleer om 'n das te dra. Maar in vrymetselary is dit een van die grade
waar hy moet 'n galgtou wat die das 'n tipe van is om sy nek dra. Sien jy die twee verskillende boodskappe? Hulle noem dit hidden in plain sight. Ons bring die bose in, maar ons steek dit weg, binne in die gesig. Want ons wil nie vir jou sê nie, want dan gaan jy bekommerd wees. Ons bied vir jou 'n alternatief. En ons maak jou gewoond aan die verkeerd. Byvoorbeeld, in vrymeselary gebruik hulle die Bybelse term van geloof, hoop en liefde. Jy sal sien die simbole op die pilare. Geloof, hoop, liefde. En hulle sê vir die plebs, dis die Bybelse 1 Korintiërs 13 waarvoor hulle staan, dat geloof, hoop en liefde is belangrik. Maar in 1776 was dit, of net daarvoor, was dit die uitspraak van die Franse revolusie. Maar die werklike woorde van die revolusie was vryheid, gelykheid, broederskap. Maar vir die wêreld bied hulle dit gehoop, geloof en liefde. Daar is soveel in ons, ek wil nie eers in hierdie goed ingaan nie, want daar is soveel boosheid, maar jy moet net versigtig wees dat ons nie gewoond raak aan gemors, omdat die wêreld wil hê jy moet gemors aanvaar nie. Daar's baie ander simbole en wat net aan die verligtes bekend is. Maar in die gewone mense kry 'n ander weergawe. Dis hoekom jy moet genooi word om deel te hê aan vrymeselary. Jy kan nie daar instap en sê, hoor ek wil lid word nie. Hulle moet jou nooi. Jy moet die regte kandidaat wees om deel te word, om verlig te word. Ek wil die laaste gedeelte gebruik om met jou te praat oor wat sê die Bybel. En ek sê weer, die Bybel sê nie Halloween is sonde nie. Maar ons raak so gewoond aan tradisies. Dieselfde met die Paasfees. Hase en paaseiers het niks uit te waai met die kruisiging van Jesus nie. Dit is die fees van Easter, die vrugbaarheidsgodin. Maar hulle sê vir die wêreld, paaseiers en hase is maar vir die kinders 'n speelietjie, maar eintlik is ons gefokus op die kruisiging van Jesus. En so is daar baie ander. Kom ons kyk na 'n paar teksverse wat hierdie gebruik en hierdie voorstelling van Halloween aanspreek. Ek het nou gesê, daar's niks goeds aan 'n heks. Kyk wat sê die Bybel. Hy praat van hekse. En ek lees dat dit 'n gevaar is en 'n probleem is. En nou maak ons kinders gewoond aan hekse, deur vir hulle soos heksies aan te trek, as ons gaan Halloween vier. En so word daai kind gewoond dat daar 'n goeie heks en 'n slegte heks. Want onthou julle, in Liewe Heksie was daar ook 'n slegte heks. Eksodus 22 vers 18 sê, die towerheks mag jy nie laat lewe nie. God sê dat hekse 'n gevaar is. Dat hekse boos is. En dat jy so ding nie kan laat leef nie. En dis die rede waarom die volk, hy hierdie morele wette gee in Eksodus. Is dat die volk Israel, want hulle gaan in 'n land in waar die inwoners van daardie land se gebruik is om dooies op te roep. En hy sê vir hulle, dit pas nie. As jy van so iemand in jou midde kry, hy of sy mag nie lewe nie, dis boos. En nou leer ons kinders dat die heksies is goed.
Hy praat oor vampiere. En dis nog 'n kostuum wat ons dra by Halloween. In Levitikus 7 vers 26 en 27 sê, ook mag jy geen bloed van voëls of van vee in enige van julle woonplekke eet nie. Elkeen wat maar enigsins bloed eet, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. God sê, vampiere en die eet en die drink van bloed is boos. Want die volk sou weer in die land ingaan waar die god Moloch is. En die god Moloch van die Amorite, as ek reg is, daai god sou wil hê dat hulle kinders offer, hulle kinders moet deur die vuur gaan en hulle moes daar die bloed van hierdie jong kind drink. Dieselfde gebeur in Amerika met die Bohemian fees, waar al die hoëgeplaases van die wêreld heen genooi word. En daar word allerhande gemors en seks en verkrachtings word plaasgevind en dan word daar kinders geoffer. En daardie bloed word gedrink deur hierdie hoëgeplaaste ministers en konings en monarge. Want dit hernie hulle binneste, want hulle word oud en hierdie bloedglode word geseën sodat hulle langer kan leef. Dit gebeur. En dan laat ons kind aantrek as 'n vampire en ons kyk al hierdie gemors van vampire gemors en ons sê vir ons kinders, maar dis cool. Hy praat van towenaars. Deuteronomium 18 vers 10 sê, maar daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter, hier praat hy van Moloch, deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsyery, golery of met die verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat beswering omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat in die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie, hoor mooi, en om hierdie gruwels ontwil verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Toe die volk, die nuwe geslag terugkeer nadat die ou geslag gesterf het, herhaal God die wette in Deuteronomium vir die nuwe geslag en hy sê, jy moet dit nie doen nie, want ek vernietig, dis hoekom jy die ander nasies moet vernietig, dis hoekom wil ek jou hulle voor jou uitdryf, dat jy nie hulle gebruike moet nakom nie. Nou reël ons vir ons kinders, as hulle klein is, towenaars, om by ons partytjies te kom optree. En hulle laat goed wegraak, en hulle laat goed verander, en hulle omknoop toue, en hulle knoop toue, en hulle ons dink dis wonderlik. Maar ons leer ons kinders van hierdie goed. Hy praat van spooke. In Levitikus 19 vers 31 sê hy, begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenes en die geeste van wat waar sê nie, soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie, ek is die Here, julle God. Onthou julle die verhaal van Saul? Toe God hom verwerp het as koning? In 1 Samuel 28 is Saul op die einde van sy lewe. En ons lees dat 'n bose gees het Saul beset. En hy vra vir sy magsdienaars in 1 Samuel 28, sê vir hulle, soek julle vir my 'n vrou wat 'n dode besweerster is, dat ek na haar kan gaan en haar kan raadpleeg, waarheen is ek op pad? Hy kom by die heks van Endor en hy vra hy wil met Samuel praat. En Samuel het nie met Saul gepraat. Dit was 'n bose gees wat die stem van Samuel gebruik het om met Saul te praat. Maar hy het geglo en hy het gedink dis Samuel. En wat is die uiteinde? Hy pleeg selfmoord.
My liewe vriende, ek wil vanmôre vir jou sê en ek wil weer sê, jy moet pas op. Ek gaan afsluit, ek is klaar. Ek maak hierdie gevolgtrek. 'n Kind van God kan Halloween vier. Die oomblik wanneer sataniste en die ingeligtes van die Halloween vierders die opstanding van Jesus vier. Die oomblik is 'n satanis en die ingeligtes wat weet waaroor Halloween gaan, die opstanding van Jesus vier, kan ons Halloween vier. Maar dit sal nooit gebeur. Daar's 'n traktaatjie wat ons nie nou vir tyd het nie. Klein seun, toe ek 'n klein seentjie was daar 'n traktaatjie gewees en ek gaan hom net hier los. En die traktaatjie van chick books, dis so 'n klein sulke klein comics gewees. Het hulle genoem The Devil's Night. En daar's baie te sê gehad in dis 1970, 1960. Jy gaan vir my sê dis oer, dis eng, dit pas nie meer nie. Maar ek wil vir jy sê, ek wil hê jy moet versigtig wees. Om nie jou te begewe met goed en met dinge waarvan jy nie weet wat die oorsprong is. En my gebed is dat die Here hierdie woord en hierdie aanbieding aan jou hart sal seën. Kom ons sit so, en dan gaan ons saam bid. Here, baie dankie vir u woord. Here, baie dankie dat ons vanmôre na die waarskuwing kan luister, maar ook, Here, kan bid dat u die saad sal saai, dat ons by die waarheid sal bly. En wat ook al, Here, die opinie is, dat ons vanmôre nie ons opinie bokant u woord en bokant die logiese denke wat u vir ons gee stel nie. En selfs nie ook nie die aanbieding van die mens dit gebruik om dinge te doen of nie te doen omdat mense so sê. Maar dat ons werklik voor u sal buig en sal seker maak dat ons besig hou met die dinge van die lig en nie deur die duisternis ingetrek word en grys gebiede maak nie. Baie, baie dankie vir u woord. Ons aanbid u in Jesus se naam. Amen.